Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Voor ons hierdie oggend begin. Dit is 'n lekker oggend. Ons gaan vanoggend 'n bietjie sertifikate uitdeel so vinnig. Net vir ons matrieks wat klaarmaak, wat diensjaar verrig het hierso en almal wat uitreiking gedoen het hierdie jaar. Ons hou daarvan om elke kind, elke student 'n sertifikaat in die hand te gee, net vir hulle uitreiking. En ek sien julle kyk hier na agter toe, is iets wat mooier as ek is dit hier op is. Ja, kan julle glo, dit is eintlik so mooi. Ons stap al so lank met hierdie kinders se pad en ons kan nie dink dat hierdie 5 jaar, daar sit 'n Luke ook daar agter, hy's ook al weg en hierdie klomp kinders is nou al eislik groot, of hulle is al klaar met skool. Hoe wonderlik is dit nie? So ons moet hulle geniet, nee. As hulle eers by die hoërskool slaat, is die tyd verby. Laat ek vir ons bid. Vader, dankie, ek loof en ek prys U naam vanoggend. Dankie vir die wonderlike voorreg om hier te kan wees en dankie dat ons hierdie kinders net kan bedank en ons hulle kan wegstuur. Vader, dat hierdie saad wat in hulle lewens gegee is vir hulle, dat dit sal groei. Vader, ons kan daarvoor net bid. Dis U wat gaan maak groei. Ek loof en ek prys U naam. Dankie vir die woord vanoggend, dat die woorde van my mond en die gedagtes van my hart vir U goed en welbehaaglik sal wees. Here, U is ons rots, U is ons verlosser. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Cindy, dan gaan ek jou slang vorentoe roep vir jou en vir Brendan, wat dan vir hierdie kinders hulle diensjaar sertifikate, die wat diensjaar gedoen het, kom uitdeel en ons sê vir hulle baie dankie. So wat ons beplan het is dat ons kinders is van graad 7 af, by die TMO betrokke en dan matriek, het ons so werk uiteindelik by die ou kerke. Hulle het al in standaard 9 hulle seeltjie gekry, dan sien ons hulle nie weer nie, maar hier matriek gee ons vir hulle die voorreg en die geleentheid om 'n diensjaar te verrig. 'n Diensjaar is, hulle staan by die deure, hulle help by die snoepie, hulle help by die kinderkraans. Jackie gaan nou lekker haar rook by oor uitkom, by die kinders en alles. So, ons wil net vir hulle dankie sê. So julle almal vorentoe kom, waar's daai lys? Hier's hulle. Barend Mane, Job Mouers, Johan Swart, wat sê die ou se naam? Tian Kutse, wie's hulle? Richard Kutse, Manny Gouard en Zag van der Merwe. Kom vir ons vorentoe asseblief. Ons wil net vir hulle bedank hier, elkeen met 'n sertifikaat en om vir hulle net 'n diensjaar sertifikaatjie in die hand te stop. Ek wil vir julle baie dankie sê, maar nou gaan ek dit vir Brendan en Cindy gee om dit vir julle uit te deel. Brendan, daar moet 'n mic wees wat jy nou moet hê. Daar sê, dan gaan ek myne afsit. Ek hoop ek sit nou die regte ding af hier. Maar julle, jy sê eintlik 5 jaar voor, dus ek sien as van 2019 af, dus hierdie ouetjies tussen graad 5 en graad 6. So hulle kom al 'n lang jaar saam met ons en hulle is offisieel die eerste matriekgroep wat ons release in die groot menswêreld in en ons seën julle en mag julle wat julle doen tot eer en heerlikheid van die Here se naam wees. Ons sou as jy sien Barend Jacobins en Johan is ongelukkig nou die volgende Julie en dan sit Tian. Richard. Andy. Zachariah is ook net Zach. Dit is een mag julle gesin is voor het wat julle doen en ons is kerk release julle en ons kindergroep release julle en volgende jaar ons weer gaan gewees sukses tot waar Jesus ons kom. Julle sukses wees. Amen. Brendan, ek wil net hê ons maar vanaf Brendan, so van release. Ek het al soveel keer gegroet vanoggend. Ek het vakansie geskryf. Ja, dankie Jesus. Ons loof en ons prys en naam Here. Dankie vir hierdie groep tieners. Here, dankie dat
Party keer sien ons die honderde wat ons mis, sien hulle raak, Here. En Here, dank dat ons hulle kan release. Met 'n tienersgroep, as 'n matriekgroep, Here, mag alles wat hulle doen tot die Here heerlikheid vir U naam sal wees. Here, dankie ook vir hulle vraestelle wat voor lê, Here, dankie dat hulle sal goed doen, Here. En soos wat ons Vrydag aan, soos die Here Vrydag aan gepreek het, Jeremia 29 vers 11, Jesus beplan vir julle goeie voorspoed. Maar gaan nie, Jesus wil nie julle met agter in die agterste lyn wees, julle moet voorwees. Julle sal die voorbeeld wees. Julle sal grond breek. En julle sal sit die vrug daarvan pluk in Jesus. Amen. Amen. Amen op daai gebed. Uitstap. Asai. Dis maar ek kry baie sertifikate. Ek nou op skool het ek net 'n dronker het om balkie gekry en hy het wat patrolle, dit is nog steeds daar in my hoor. Ek moet dit nog gaan kry. Maar dat my sê ek weer nie terugkom. Maar ja, is dit vir my om hier vir hulle uit te kom deel so. Ek dink dit is John en Richard wat 2 gedoen het al saam met ons in Babel toe. Die ander het nou uitgemis, en ek het nou 'n meisie gekry, maar hy het die tweede ingaan. En die ander Rykie was hierdie jaar die eerste keer saam met ons gewees, vir so 'n jong dame, om saam met ons in Babel toe daar in Afrika te gaan. En saam met 'n klomp ouer studente, en sy het al soms lekker gevind saam met ons. So ek wil vir julle sê, baie geluk, met julle daar te vind. En maar vir hulle uitdeel daar so, maar sy. Ja, maar sy. Ja, ek kry net een, dit is 'n meisie in die oor. Excuse, ons het dit lyk my so die daar sy. John. Jonathan, wil jy nie vir hulle bid nie? En dan well done, julle. Awesome. As you go out, julle is nou 3 van julle is nou matriek en omreis op pad. But this is important. It says in Matthew 28 we need to go out, and that's what you guys did. So yeah, it's a big blessing. Thank you, Heavenly Father, for these 4 young people, Lord. I thank you for their heart. I thank you what you're doing in their heart, Lord. I thank you for growth that's taking place and will take growth, that will take place, Lord. I also thank you that you protect their hearts and their minds, Lord, as they go out and as they move out into the world, and also at school for Amarais, Lord. Lord, that there's a fire that doesn't get quenched, Father, that you protect the seed, and that it will get watered by them, that it will be a desire in their heart, that they will go out to various places and just declare the goodness of God, declare your name, declare the good news. And we thank you for that, Lord. We bring all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen. Net so vir hulle afstap, ek wil hom net een staaltjie vertel. Ek moet dit vertel. Nou nie hierdie jaar, nie laas jaar, toe het ons nou vir die, ek weet nie hoekom het ons koeke gekoop nie, ons het dit na die pastore toe gevat. En John en Richard sit toe agter in die bakkie en ons het hulle balanseer die koeke so, wat die kan al koek in Zimbabwe koop. Toe ek die eerste keer gegaan het, kon nie die koek koop nie, maar toe is koek gekoop. En Tinus is haastig op pad en hy vergeet van die speed humps, en daar is groot speed humps. Ek oordryf nou nie, so ek nou maar bietjie, en hy sla die speed bump en ons besef toe die manne is agter met die koeke, en toe ons daar aanklim, ou Richard, hy haal dit so uit sy hare uit, en hy sê, hy gaan nou huis toe, hy gaan nie meer hier wees nie, hy wil nie meer hier wees nie. Maar ons het dan met baie gebed het ons hom daar gehou. Well done julle. Daar sê, baie geluk. Daar sê, dankie Jonathan, en dan daarna klomp sertifikate sal ek nou maar vir my dogter gee, want die studente skryf nou, en klomp van hulle is al klaar huis toe, en ons sal die Santos broers in Philippos daar in Ierland. Lekker is dit nie. Maar welkom vanoggend, soos julle weet, is ek besig, wanneer ek die geleentheid kry voor, is ek besig met Hebreërs, hoogtepunt uit Hebreërs, en jy kan enige tyd inskakel, al het jy nou laasweek gemis, en dit is vir my lekker om te gesels oor hierdie boek, en het gee sommer vir my weer rede om in te klim, en
as 'n ou nie die regte verstaan het van Hebreërs nie, kan dit 'n moeilike boek wees. Van die Engelse teoloë noem die boek Hebreërs The Riddle. En alhoewel dit 'n riddle is ons kyk baie keer met die verkeerde bril na. Maar as ek en jy al hoe meer verstaan wat dit beteken om 'n Nuwe Testamentiese, weergeborene gelowige te wees met die gees van God in ons, dan is dit nie meer nie. Dis soos die boek van Openbaring. Julle weet, in ons gemeente is ons baie op Openbaring en die eindtye, en Openbaring is maar vir party mense 'n baie moeilike boek as jy met die verkeerde bril na hom kyk. Maar as jy met die regte bril na hom kyk, is dit eintlik 'n baie eenvoudige boek en God wil graag hê ons moet dit verstaan sodat ons gaan weet hoe gaan hy alles sluit en toemaak. Hy die Bybel begin met Genesis, nie met 'n Big Bang nie, maar met 'n ander bang. En hy het net gesê en dit het gebeur. En so gaan hy ook die einde van die kerk era toemaak en hy gaan sê, en hy sê vir ons hoe hy dit doen. Glad nie gekompliseerd nie. En selfs met Hebreërs. Hebreërs is baie belangrik om te verstaan, soos Romeine, as jy wil verstaan wat dit is om 'n weergebore Christen te wees, is dit baie belangrik dat jy na Romeine kyk. Romeine en Hebreërs, selfde skrywer in my opinie, en soos ons weet, Hebreërs, weet niemand wie Hebreërs geskryf nie, maar as jy Paulus verstaan en sy skryfstyl verstaan, sal jy verstaan ook dat hy die boek Hebreërs geskryf het. Aan die Hebreërs, aan die Jode wat Christene geword het. Kan jy glo as jy die Handelingereeks saam met ons gedoen het, dat Christendom het begin met Jesus aan die kruis en die eerste Christene was Jode. Dis die eerste ouens wat weergebore geraak het, was Jode. En die Jode het die evangelie uitgevat na die hele wêreld toe daai tyd. Asië, Rome, Spanje, al daai plekke. En dit was Jode gewees en hulle het die eerste nie-Jode wat die Bybel noem heidene na die Here toe gelei en so die evangelie versprei. En vandag sit ek en jy hier as gevolg van 11 Jode. Hulle het 'n 12de een gekies en Paulus het later bygekom as die 13de apostel. En ek en jy sit vandag hier so as gevolg van daai Jode wat die evangelie versprei. En hierso skryf die skrywer aan Joodse gelowiges, jy moet altyd dit onthou. Maar vandag is dit vir my en jou ook baie belangrik om te verstaan, want ek en jy, en as jy na die kerkgeskiedenis kyk, het deur 'n tyd gegaan wat ons nie meer verstaan het wat dit beteken om 'n Nuwe Testamentiese gelowige te wees nie. Ek meen, ek vir een het in 'n tradisionele kerk groot geword en ek het dit nie meer verstaan nie, want dit is nooit vir my geleer nie. Want die kerk het deur 1000 jaar wat hulle noem 'n donker eeue gegaan, waar die Rooms-Katolieke kerk die scepter geswaai het en mense het nie meer Bybels gehad nie. Dit was die donker eeue. Dit was in Latyns, die Bybels was in Latyns en 'n paar ouens wat opgestaan het, is op brandstapels verbrand omdat hulle die lig gesien het en hulle wou gehad het almal moes die lig sien. En die sit eintlik behoorlik onder die spoeg van die salwing hier, so want ek praat oor die spoegspat van Bybel, ekskuus Erik. Is behoorlik die spoeg van ek het altyd onthou toe ons Mighty Men toe gaan het ek 'n vriend gehad. Hy daai heel ek sê, "Waar sit jy, Olen?" Hy sê, "Broer, kom sit daar voor my onder die spoeg van die salwing." Oom Angus praat oor die spoegspat en hier praat ek ook nou oor die spoegspat. So, ek wil begin met hierdie skrifgie Hebreërs 2 vers 10, ons gevra kyk en hy kom by die Afrikaans standaard vertaling uit. Want dit was gepas vir hom, dis nou Jesus, terwille van wie alles is en deur wie alles is, om ten einde baie kinders tot heerlikheid te lei, die voorganger van hulle verlossing deur lyding volkome te maak. Hy wou boeties gehad het en hy het eerste gekom, sodat ek en jy vandag sy boeties kan wees. En sissies, ons noem dit sissies ook. Maar ons weet mos nou eendag as ons in die hemel kom, is ons nie meer boeties en sissies nie, ons is dan nou soos die engele. Hoe dit lyk, weet ek nie. Maar ek sê altyd vir mense met huweliksberading, prys die Here, vandag oor 200 jaar is jy nie meer getroud nie. Maak nie saak hoe taaf dit daar gaan nie. Oor 200 jaar is ons almal soos die engele. Hoe awesome is dit nie? Want ons nie meer marriage issues nie. Nee?
Lekker, dit gaan dit nie wees nie. So byt vas, boys. Ek spot. Vrouens, julle moet vasbyt met ons manne, sal ek dit eerder so sê. Lekker. Dan wil ek graag net weer herinner, en ek gaan dit elke keer vir julle wys as ek vroue groep doen. Ons doen nou ons het Johannes deurgegaan, ons doen nou die 7 kerke, ons doen woensdaande het ons Handelinge gedoen. Wil ek altyd vir jou wys dat ons na die Bybel moet kyk op 4 maniere. En dit is baie belangrik dat ons die Bybel so bestudeer. En ek wil graag hê, julle almal in hierdie gemeente moet julle eie Bybels lees. Jy moet jou Bybel lees, jy moet jou Bybel lees. Jy kan dit verstaan, met tegnologie vandag is daar geen verskoning vir enige een van ons om nie te verstaan wat in die woord staan nie. Ek het lank terug een of ander het 'n worshipper kom optree by 'n plek en hy het gesê, baie bekende worshipper, hy het gesê, hy's nou nie soos hierdie teoloog nie, so hy gaan nou nie die Bybel kan verstaan nie. Nee man, sies, jy kan die Bybel verstaan. Jy kan die Bybel verstaan, net soos enige teoloog. Jy kan na die Bybel gaan kyk en jy kan homself leer. As geen verskoning, ons moet ons Bybels verstaan, ons moet ons Bybels lees. Ons as Christene, ons is supposed to be om soos die Handelinge kerk die evangelie uit te vat. Dit kan nie stop hier nie. Dit moet uitgaan. Ons moet die evangelie gaan verkondig. En die onus loop elkeen van ons om dit te doen. Daar waar jy is. Jy hoef nie noodwendig soos hierdie manne en meisiekind na Zimbabwe te gaan, hè. Jy kan dit sommer nou net hierso doen. Ek sê mos, jy kan al die nasies gaan verkondig sommer net hier in Oberholzer. Want hierso is Chinese, hier's ouens wat van Pakistan afkom met jou hare sny en dan sommer van Algerië ook as jy hom in die pakkie gooi. En jy kan aan hulle die evangelie gaan verkondig. Ja, hoekom wil jy nou Iran toe gaan? Daar gaan jy dood. Gaan sommer net hier op in Oberholzer en daar gaan jy in 'n paar ouens van Iran vasloop. En jy kan vir hulle die evangelie gaan verkondig. Dis ons werk, het jy dit geweet? Dis ons verpligting om die evangelie te verkondig. Dit moet uitgaan na die nasies toe. En God het geweet, ons ou boere is maar stadig. Toe ons het gestop by Nylstroom. Ons het gedog is die oorsprong van die Nyl so 150 jaar terug. En ons maak toe Suid-Afrika ons eie. En ons gaan versprei nie meer die evangelie na die nasies toe nie. Nou stuur hy maar die nasies na ons toe. Is ons eie skuld. Is ons eie skuld. Ek het al hierdie storie vertel, maar ek verstel het vir die nuwe mense. My pa het altyd, ek bel hom eendag aan Utrecht, en hy sê vir my, hy is so beneek. Hy sê hierdie dorp word oorgeneem deur die Chinese, die Pakistanese, die Iranese, en ek weet nie wat se neese nog alles. Ek sê ja, is ons eie skuld. Ons moet die evangelie gaan verkondig het, nou stuur die Here almal hiernatoe. En sommer van India ook af, sommer die pakkie. Nee? Ek het hierdie weekie voorreg gehad vir 'n vrou van India, wat ek en 'n vriend van my daar in Potchefstroom het dan na Here toe gelei en ons gaan na doop volgende week donderdag. Hoe lekker is dit? Dis 'n voorreg man. Hierdie vrou was 'n Hindoe en nou dien sy die Here met 'n passie. Nou wil sy leer, sy wil die Bybel leer nou. Sy wil leer nou. En dit moet ek vir jou sê van die Indiese mense, hulle hou daarvan om te leer. Nee? En goed agter hulle name te kry. So, hoe kyk ons na die Bybel? Eerstens teologies, ons moet teologies die Bybel verstaan. In konteks, ons moet dit sê. Ons moet histories ons Bybel ken, en as ons nou kyk na die 7 kerke, en ons kyk na Handelinge, en jy weet nie waar ons vandaan kom nie. En dan moet jy hom persoonlik ken, die kenners praat van homileties ken, en dan moet jy hom geestelik ken. En die probleem is, met weergebore kinders van die Here, ons vat hom van hierdie kant af. Ons ken hom geestelik en ons ken hom persoonlik. Die liewe Jesus het vir my gewys en is daai, okay, maar hoor hierso, wat moet ek doen om weergebore te word? Nee, ek weet nie eintlik nie. Nee, maar ons moet dit weet. Nou raak ons eri-feri. Ons is net geestelike goed. En ons verstaan nie ons Bybel nie. En ongelukkig kry ouens hulle benader hom van die ander kant af, en hulle doen net die eerste 2. Hulle ken hom teologies, eerwaarde. En hulle ken hom geskiedkundig, maar daar's geen lewe nie. Daar's niks geestelik nie, en daar's niks persoonlik nie. Iemand sal na die ou toe kom, dit het met my gebeur, so ek kan daarvan praat. Liewe Jesus het vir my gewys hierdie. Ja, maar dis uit konteks uit. In die milieu van die en die milieu van dat. Dan kry dog ek nou maar liewe Jesus nou. Nee, ek kan nie. Dis die probleem. Dit dan ek noem daai Krimora Christene. Is alles hier, maar is niks hier nie. It's all on top, it's nothing inside. Verstaan? So, maar ons moet al 4 wees. Ek en jy,
as kinders van, jy hoef nou nie al die datums te ken en goed nie. Ek like dit nou, né? Maar jy hoef nie te weet in 33 so of 574 hierdie Lydiërs, dit jy hoef nie daai te weet. Maar jy moet dan so bietjie konteks hê, dink jy nie? En dis hoekom ons Handelinge lees. Jy sal so 'n bietjie konteks skryf het. Hoekom is ons vandag hier? Hoekom sit ons vandag hier in hierdie ou hervormde kerk? Wat het ons hier gekry? Dis 'n storie wat lankal terug begin het en ek dink die kerk moet herinner word daaraan vandag. Veral omdat die manne nou so slim raak, moet ons onthou as ons Romeine 9:10 en 11 lees dat ons eintlik ingenooi is op 'n baie ou storie. Daar was 'n olyfboom, sê Paulus in Romeine 9:10 en 11 en die original ouens, die Jode wou nie luister nie, toe breek hy die olyftakke af. Toe vat hy wille olyftakkies, hy dis ons. En hy ent ons in op hierdie ou storie. En raai wat sê Paulus? Hy sê jy moet nou nie verwaand, weet jy verwaand is 'n ou woord vir jy moet nou nie windie word nie. Jy moet nou nie te groot kop kry nie. Want jy sien, as hy die oorspronklike takke kon afgebreek het, moet jy as jy verwaand raak, gaan hy jou ook afbreek. Want jy sien die wortel dra ons dra nie die wortel nie. Dis die probleem vandag in die kerk, sien ek die Jode, wat het hulle met die prys van eiers te doen? Jy sien, maar ons ken nie ons Bybel in konteks nie, ons verstaan dit nie histories nie. Baie ouens sê, maar nee, maar hy is so geleerd, hy is net die eerste 2, dan sê hy van God se woord, ek het nou vandag hierdie Bybel lees, ek wil veel iets uit om uit lees, God se woord is allegories geskryf. Dit beteken, eintlik wat hy daar sê, het hy nie bedoel nie. Ek moet vir jou dan vertel, hierdie God wat my dra, hy bedoel wat hy sê, hoor. Kan ek dit vir jou sê? As hy gesê het, hy gesê. Hy is soos my pa toe ek op skool was, hy gesê het, hy gesê. Verstaan jy? En daar is 5 waarskuwings vir jou wys in die boek Hebreërs, omdat ons nie glo wat hy sê nie. En dis die probleem, as jy met daai bril na die woord kyk, enige Bybelboek kyk, het jy 'n probleem. Want jy sien, jy kyk klaar met die bril na God se woord, hy bedoel eintlik nie wat hy sê nie. Dis hoekom hulle nie Openbaring verstaan nie, dis hoekom die ouens nie Genesis verstaan nie, want hulle sê, weet jy, eintlik was daar maar 'n Big Bang. Ons kom toe maar van die Bobbiane af. Jy weet, en God het nie eintlik bedoel, God het nie gesê, daai 6 dae is eintlik 6 tydperke van 1 miljoen jaar elke. Give or take. Nee, God is baie presies. Baie presies. En hy is so presies dat eenvoudige ouens dit verstaan. Ek het nou reg van 'n ou gehoor wat na Rusland toe gegaan het en vir hierdie klomp ouens daar in die Taiga, as jy nie weet is die Taiga, dis die woude van Siberië. Gaan verkondig in die evangelie, daai mense soos Eskimos. En hy het 'n vertaler. En die Here, Rick Renner is die ou se naam. En die Here sê vir hom, hy sê, Here, waar begin ek met hierdie ouens? Hy sê, begin sommer by Openbaring. Hy sê, het 'n uur met hulle gepraat, te verstaan hulle Openbaring. Gewoon ouens. Boskappers. Eet rou vis. Hulle verstaan dit. En dis wat ek moet altyd sê, ek en jy, ongelukkig wat 3de, 4de generasie Christene is, wat uit tradisie uitkom, was al vir 2000 jaar gehelp om dit nie te verstaan nie. Tragies. Baie tragies. So, ons wil dit net regstel. Ons moet kyk na die woord, ons moet dit verstaan. Sodat ons vir mense kan hoop gee. Want as jy nie God se woord glo nie, dan waarin hoop mense? Hoop hulle op jou? Hoop hulle op die regering? Hoop hulle op die kerk? Nee, die mense moet nie hoop in dit hê nie. Petrus sê in 2 Petrus, die mense moet in die profetiese woord hoop hê. Die profetiese woord moet skyn soos 'n lig in 'n donker plek. Kan jy glo? Nie jy nie. Nie die kerk nie. Die profetiese woord. Maar nou sê jy vir hulle, nee, dit is nie waar nie. Dis 'n probleem. Is 'n probleem in die kerk vandag. Is 'n probleem in die charismatiese kerk vandag. Ons kan baie dinge sê oor tradisionele kerk, maar een ding kan ek vir jou van baie van hulle sê, hulle is sola scripturia. Hulle is op die skrif alleen en hulle glo die skrif. Baie meer as van ons wat dit net airy-fairy maak. Met die gees, ons het daarmee, ons het die gees,
en ons vat hom persoonlik. Maar ons dink nie bietjie nie, glo my kerk in. Jy moet jouself die vraag vra. Die hele woord. Baie belangrik. Want ek en jy die verantwoordelikheid om die woord uit te vat. En ons het baie werk in Kaapstad, ek weet nie of julle weet nie. Dis baie ouens wat nie kerk toe kom nie. En baie ouens wat kerk toe kom, hy sit daar en raak in die slaap by die kerk. As hy daar uitstap en vra jy vir hom, hoor jy maar, hoe was die preek? Ja, ek het behoorlik gepreek. Kan nie onthou nie. Dit is ook 'n probleem. Dit is ook 'n probleem, want jy sê die woord van God moet lewend en kragtig wees. Dit moet lewend en kragtig wees. Ek het myself al geleer, toe ek by baie bedieninge betrokke was, kyk, hulle was soos Paulus, daar in deel Handelinge wat sê, Paulus het sy rede deurgevat tot middernag, toe raak die ouens in die slaap, toe val hulle by die vensters uit. Nee? Wat ek myself maar geleer het, as ek by sulke plekke kom, en as jy dalk vandag verveeld is, maak jy Bybel oop, volg, maak aantekeninge, sodoende bly jy wakker. Nee? En dis ook Engels geleer het. Ek as boertjie moes in die eerste keer, net toe ek nou weer gebore word, was ek by Engelse bedieninge. Dan praat hy dan nie van Ecclesiastes, en ek weet nie waar is dit nie. En ek het nie idee nie. En ek toch rigters is pointers, ek verstaan het nie. En so het ek my Bybel geleer, hier koop my vrou vir my so dik, Joyce Meyer's Amplified, en ek en Tannie Joyce is deur daai Bybel hoor. En ek haal nog steeds vandag sê ek vir dankie dat sy my gehelp het. 'n vrou moes my help. Vrouens mag nie preek nie. Hoor as daai vrou nie gepreek het nie, het ek 'n probleem gehad. Want niemand anders wil my help hê. Kan jy dit oorvertel? So, daar sê, ons moet ons Bybel ken en bestudeer. Maar daai was net verniet. Dis net die intro. Ons gaan nou by Hebreërs 2 begin. Okay. Right. Goed. Ek wil vir jou gou help vandag. Enige tyd as jy 'n Bybelboek bestudeer, kry vir jou 'n goeie ou waar jy na luister en kry vir jou 'n lekker Bybel handleidingboek en elke boek deel jy vir jou op in hoofstukke. Dit is klaar hoofstuk opgedeel, maar in dele, dan kan jy dit lekker bestudeer. So ek gaan jou help vandag. Jy kan ek gaan vir jou die PDF op die groep stuur, so jy hoef nie eens neer te skryf en 'n foto te neem nie. So, die uitleg van Hebreërs. Jesus, ons het laasweek daaroor gepraat, die beter en nuwe redder, van Hebreërs 1 tot 7. En hy probeer jou help om vir hierdie Hebreërs te sê, hoorie, die wet kan nie meer nie. Dis nou, daar's nou 'n beter een. Hy's beter as die engele. Vir my en jou is dit dalk nou nie so kwaai nie, maar vir al die fariseërs van ouds, was kwaai op engele en al die tipe goed. Alright. En dis opgedeel, die God, man, beter as die engele. Jesus, hy's die God man. God het 'n mens geword. Hy het 'n man geword. Alright, daar kan jy het gaan lees daar. Maar daar's 'n waarskuwing, ons gaan vandag na hom kyk, nommer 1 van 5. En dan, hy's 'n beter, hierdie Jesus is 'n beter apostel as Moses. Hy's 'n beter leier as Joshua. Dan kom maar 'n tweede waarskuwing. En hy's 'n beter priester as Aaron. Dan net, kom ons gaan gou 2000 jaar terug. Ons gaan gou 'n bietjie histories raak. Sê nou vir 'n Jood wat in die wet glo. Hier's 'n ander priester wat beter as die Levitiese priesters is. Blasphemy. As jy met klippe gooi, hoor? Gaan jy met klippe gooi. Hy sê ander, hy's volgens die orde van Melchisedek. Wat is dit? Daar's net vir die Jode nou al, toe hierdie vir 1500 jaar was daar net een familie wat priesterlike werk mag doen. Dis die Lewiete. En uit hulle uit moet daar 'n hoofpriester elke jaar kom wat vir die sonde moet offer. En hy word ingestuur daar in die tabernakel in. En hy doen dit. Nou sê hierdie skrywer, nee, daar's 'n beter een. En hy sê dit vir born again Christians, want hulle het weer gebore geraak, maar hulle drentel weer terug na die wet toe. Hulle drentel weer terug na die wet toe. En raai wat, nou 2000 jaar later, ons is nie eers Jode nie, en baie van ons is so. En dis wat hierdie boek ons wil 'n bietjie kom piets oor die vingers, en vir jou net kom herinner, sê hoorie saam, niks wat jy kan doen, kan jou red nie. Niks. Nie jou werke nie, nie jou pa en ma nie, nie die feit dat jy klein gedoop was nie, kan jy red nie.
Ek het baie mense gehoor, gelukkig voor my kind oorlede is op die ouderdom van 4 was hy gedoop. Dis nie wat die kind gered het nie. Kan jy het glo? Jou klein doop red jy nie? Kan nie. Die feit dat jy Jesus aangeneem het, red jou. En dis verniet. Hy het betaal aan die kruis, nie jy nie. Hy het. Jy sien, ons kan baie maklik na die Jode kyk, ja nee, die ou Jode, hulle moet ophou met hulle priesterlike goed en die leviete. Hey, maar 2000 jaar later, maar ons dink amper dieselfde. Kan jy oor vertel? So Hebreërs, die eerste keer toe ek Hebreërs so hoor, dog ek vir my vrou, kyk my vrou so, ek sê, kan nie glo as het hierdie by die huiskerk aangebied nie. Dit was vir my 'n skok. Dis nou nadat ek groot gedoop is en weer gehoor, want ek was so in tradisie. Dis verskriklike goed wat ek gehoor het uit hierdie boek Hebreërs uit. Maar in elk geval, kom ons gaan aan. Van Hebreërs 8 tot 10 is 'n beter verbond. Was jy ook een van die ouens wat die Ou Testament weggooi? Nee. Korintiërs sê die Ou Testament is daar vir ons as voorbeelde en al daai tipe goed. Ek meen, kyk al die profetiese woord van die Ou Testament wat in vervulling gekom het en daar's nog wat moet. Ek gaan vandag vir 1 of 2 wys. Ek kan nie die Ou Testament voor, maar ek is onder 'n Nuwe Testament. Jy weet 'n testament is net die Griekse woord vir 'n verbond. Ek is onder 'n nuwe en beter verbond. Wat God met homself aangegaan het en nie met die Jode nie. Want die eerste verbond het ek mos al gesê, het hy met die Jode aangegaan. En hy het vir hulle gesê, hoorie, ek sal julle leier wees as julle hierdie doen. 10 gebooie en 667 ander wette. As julle hierdie doen, kyk ek vir julle. As julle dit nie doen nie, piets ek julle. En hy het joetjies hulle bes probeer. Onder die verbonde, gaan hulle weer, heeltyd. God moet hulle in ballingskap stuur, laat bid afgode en ek weet nie wat alles nie. En hier kom die nuwe verbond, God self, die Godman kom aarde toe, hy sterf aan die kruis en hy gaan 'n verbond met homself aan. En nou is ek hier onder daai, want ek en jy kan nie 'n verbond onderhou nie, kan jy dit glo? Jy sê tot vir jou vriend, ek beloof maar niks klaai agter my rug. Dis ons. Kan jy dit oorvertel? So kom oor jouself. Ek dog ek's 'n goeie ou, ek's 'n prominente mens. Gaan lees Romeine en dan kom jy agter beteken niks. Hy het gelukkig 'n verbond met homself aangegaan, hy het aan die kruis gehang, hy gaan 'n verbond met homself aan. Hy het jou nie nodig gehad nie, dis wat Hebreërs sê. Nou word jy ingenooi in daai verbond in. Nie omdat jy goed en oulik is nie, omdat jy glo hy het dit gedoen. Hoe awesome is dit nie? Hoe awesome is dit nie? 'n beter heiligdom. Nou sê dit vir Jode, kyk glo, beter heiligdom. Beter is die tempel. Ja, is 'n beter een. 'n hemelse een. Want die aardse een, gaan ek vir julle nog sê, was net 'n afbeelding van die hemelse een. Hy sê daar's 'n beter een. Kan nie glo, toe hy dood gegaan het 3 dae 3 nagte en toe hy opstaan, toe hy vir Maria sê, "Maar nog nie aan my vat nie, ek moet gou eers na my pa toe gaan." Het hy gou die offer vir hom gaan, hy het die wyfoffer geword, hy het die eersteling geërf geword, hy het 'n beter offer gebring in die hemelse tempel. En dis hoekom hy 70 na Christus, toe breek hy sommer, laat hy die Romeine sommer die ou een afbreek. Dat hulle moet offer daar. Maar hulle wou nie, hulle wil nog steeds, hulle bid vandag nog teen 'n muur. Want hulle wil net iets doen. Alright, en dan praktiese toepassing van Hebreërs 8 af, moet hoofstuk dan, daar is ook 'n waarskuwing, dan lees ons van die geloofshelde van oud, hoofstuk 11, aanmanning tot uithou vermoë, ek hou van daai, hoofstuk 12 tot 13, en dan weer 'n laaste waarskuwingkie. So, daar sê nou, kom ons lees gou Hebreërs 2 vers 1, en ons lees daar, hier is die eerste waarskuwing, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. In die konteks hierso, het ek laasweek gepraat oor, nou sê vir die Jode in hoofstuk 1, hou op om staat te maak op engele. As jy 'n weergebore kind van die Here is, het jy God self wat binne in jou kom bly. Jy moet daai attitude hê, jy moet daai houding hê. 'n Pastoor het eendag sy vinger so in my neus gedruk. Sê, jy is arrogant. Nee, ek's bold, weet jy hoekom? Want ek het God binne in my.
Kan jy glo? Ek kan sommer tussen 'n klomp sataniste instaan. Ek het as God my so stuur. Alright, ek gaan dit nou nie doen op 'n Saterdag, maar ek het beter ding om Saterdagmiddag te doen. Maar as ek nou moet, as jy nie gaan weet wie in jou is nie, gaan jy staat maak op engele. En dis wat Christene ook nog vandag doen. Maar voor ek en jy God geken het, so, en voordat ek hom beter leer ken het so, selfs nadat ek weergebore geword het ek nog nie besef, nou doen ek al bevryding en bediening, en ek het een keer hier in Carletonville by 'n huis bedien, kan jy glo, en daar's iets in daai huis wat nie lekker is nie. Maar JC is bietjie stadig, ek snap nog nie wat hier aangaan nie, en so die hoek van my oog uit, vang ek iets, en hier wys iets my, hier is die probleem. En dit was 'n engel, glo tot vandag toe nog. Toe gaan kyk ek so, warraggies, kyk wat is hierso. En ons kom van dit ontslae raak en die probleem is uitgesorteer. Maar ek was bietjie stadig, maar nou al hoe meer ek saam met die Here dan genade op 'n ou, hy moet hom so nou na 'n bietjie engele stuur, ons is bietjie stadig, net vir ons hier en daar te wys, hoor jy? So. Maar ek en jy is supposed to be in die nuwe verbond, in die Nuwe Testament te besef wie in ons is, ons moet hierdie geestelike gawes, al 9 wat hy vir ons verniet gegee het, is geskenke, te ontwikkel en beter te raak, om saam met hierdie Heilige Gees wie God self is, Johannes 14, wat binne my bly, in 'n verhouding te wees, en te gaan operate vir hom. Dat jy naderhand kan sê, as 'n satanist op jou afhardloop, dit het al my gebeur, en hy kom so op my afgehardloop, dog ek hier gaan ons seer kry, want as my gebed nie werk nie, toe maak ek my hand so. Kom, ek sê toe net klipbaar, hoor die naam van Jesus wat jy nie aan my, hy stop soms so voor my. Ja, nie. Sure. Dan verlang jy nog steeds na jou ouma se gebakte ertjies en tokolaan, maar jy moet jou broek bewe, maar jy wys nie, want jy het God binne in jou. Jy het God binne in jou. En al hoe meer ek en jy dit gaan besef, ek luister nou reg na ou en ek stem heeltemal genooi daarmee saam. Ons is so besig met bevryding goed, en mense kom nie vry nie, weet jy hoekom nie? Dis elke keer dieselfde demone. Weet jy hoekom kom mense nie vry nie? Hulle besef nie wie hulle is in Christus nie. En die demone het 'n field day. En die ouens wat bevryding doen, hoor besig gehou, hoor, want nou is ons weer besig hierso, en is Atalia, en is hierdie gees, Diana, is besig met hom hierdie kant, en Frikkie daar, maar as daai persoon by 'n plek kom, wat hulle besef, wie hulle in Christus is, dan kan hulle self sê, in die naam van Jesus stop dit nou, ek gaan nou 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6 doen, ek gaan nou elke skans wat in my kop is afbreek, wat teen die kennis van God kom, ek gaan begin my Bybel lees, ek gaan begin 'n verhouding met God hê, en ek gaan nou my gedagtes begin gevangene neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Ek gaan nie meer die gedagtes hê van pornografie nie, en ek gaan nie meer die gedagtes hê van die nie. Het jy geweet, dan kan jy dit ook stop. En ek gaan vir God erken ek maak foute. 1 Johannes 1 vers 8 en 9, as jy sê jy het nie sonde nie, bedrieg jy jouself, maar hy is getrou en regverdig, as jy sonde bly, vergewe jou. Here, vergewe my, ek het nie my gedagtes gevangene geneem. Kom ons begin sommer daar. Nie, Here, vergewe my, ek kyk pornografie nie, jy moes die gedagte al gestop het. Want as jy die gedagte entertain, gaan jy dit doen. Ja, jy gaan dit doen. So jy moet die gedagte wen. Maar nou kom ek nie los nie. Nou moet hierdie tannie daar aan die kant Bethlehem vir my bid en my salf met olie. Maar jy wil jou gedagtes nie gevangene neem. Dan kan ons maar die demone jag as ons lus is. Want jy moet jou Bybel lees. Jy moet 'n verhouding met God hê. En raai wat? Dan kan jy ook wen. Want die Godman bly binne in jou. Here, ek kom neem my gedagtes gevangene. Help my, ek kan nie. My gedagtes is 'n warboel. Ek kan nie stil sit nie, want as ek stil sit, sit ek my foon. En as my foon eers moet ek nog iets doen. Ongedisciplineerd. Nou, wil ek dissipline begin kry. Nou begin ek sommer met stilte tyd. Kyk of ek kan doen in die oggend so 'n bietjie vroeg opstaan, 5 minute. Kyk of jy 5 minute kan stil sit. En dit begin daar. Die eerste keer toe om Angus vir my sê ek moet 5 minute stil sit, dog ek, wat? Nee. 250,000 ouens wat was. Okay, boys, we're going to get quiet. For 5 minutes, I don't want to hear anything. Dis het ons klomp boere daar. Jy hoor daai grasbale.
eers so stil vir so 30 sekondes, toe hoor die manne begin, hy vet koekie begin nou praat, en jy begin jy aandag vir hulle, maar het ek nou gebel, moet hulle het die stroper afgesit, jy weet, ons begin net begin dink aan goed, jy sien, dis dit, ek en jy moet begin rustig raak met God, ons moet begin dissipline in ons stilte tyd hê, in ons verhouding met God. Hoor, dis maar goeie vorderings by vers 1. Kom. Ons moet ag gee op wat ons hoor, dat ons nie wegdryf nie. Want hy sê, mos in vers 14 van hoofstuk 1, nou wat 'n rol dan het die engele? Groot mond. Wat 'n rol het hulle dan nou? Is hulle nie dienende geeste, wat deur God uitgestuur word, om die te help, wat nog gered moet word? Is jy gered? Jy is gered. As jy gered is, dan bly God in jou. So wat 'n rol het die engele dan? Hulle bid vir Boetie wat gisterand by die koöperasie kuier en nog nie die Here ken nie. Here, ek bid vir Apie, Here. Stuur asseblief sommer 25 engele. En hartelik voel dat stuur hulle voor daai cruiser uit, want vanaand gaan hy weer vat. Of wat ook al, jy bid vir jou man, jy weet nie waar hy vanaand is nie, hy is nog nie gered nie, en asseblief Here, jy weet wat om te doen, en die Here weet, hy moet sommer 'n hele leerafdeling stuur, om hy uit te gaan help, want hy loop on the razor's edge, nee, dis die rol van die engele, en wat God nog doen met hulle, weet ek nie, en soos ek mos laasweek gesê het, ek gaan sukkie eendag as ek nou in die hemel kom, vir die engele moet sê, ekskuus, ek het julle nou nie so goed promote op aarde nie, want God sal doen met sy engele wat hy wil doen. Alright, kan ek dit net by sê in naskrif. Ok, vers 2. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid verontagsaam? Wat is die groot saligheid wat ons verontagsaam in konteks? Die feit dat ek en jy nie besef wie in ons is nie. En ons maak staat op ander goed. Dis die waarskuwing, dis die eerste een. Hy waarsku ons as Nuwe Testamentiese gelowiges, hy waarsku die Jode 2000 jaar terug wat born again geraak het. Luister die, raai wie's binne in jou. Korintiërs sê jy het 9 geskenke gekry. Hoekom doen jy niks daarmee nie? Dis 'n waarskuwing. Hierdie groot saligheid, die feit dat hy in die kruis gesterf het, sodat ek en jy sy Heilige Gees kan kry, verontagsaam ons gebruik het nie. Ja, jy weet eintlik, ek is nie gekwalifiseerd nie. Luister, die Heilige Gees kwalifiseer jou. Sodra jy jouself onderwerp aan hom, word jy sy donkie. En hy sê vir jou, donkie, laat jy gaan. Jy moet vir my vir iemand gaan bid aan Oberholzer. Daar by die Spar, by die tol, sien jy die vrou daar, bid vir haar man is besig met witchcraft. Maar nou kan jy het nie hoor nie, want jy is heeltyd op jou selfoon. En nou kan jy nie intap by die Gees, hy kan nie, maar hy is tussen al die ander stemme. Hy is tussen al die ander stemme. Maar sodra jy saam met God begin beweeg, dan kan jy begin sy stem hoor. Dan kan jy saam met hom begin stap. En dan het jy jou vrou by jou wat jy nog help, sy hoor nog beter. Nee? Jy dink, ja, maar hierdie ou gaan my lekker kan help in mening, sê my vrou by nie, pas op, maar luister ek nie vir haar nie. Ek maak ook nog foute, want ek hoor ook nog altyd die stemmetjie nie. Ons niemand is perfect nie, nee? Ek staan nou nie hier voor en sê ek hoor altyd 100%. Ons almal het werk. Terwyl God ook nog, hier is my die mooiste. Hoe sal ons ontvlug nadat dit eers deur die Here verkondig is? Wanneer? Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Hy het eers gekom, die Here het eers dit verkondig in die 4 evangelies. Aan ons bevestig is die apostels, deur die wat dit gehoor het, terwyl God ook nog saamgetuig het deur tekens en wonders en al ander so, Jesus het die evangelie verkondig, hy het gesê, nou gaan julle dit doen, en hy sê ons in Markus 16, gaan preek, toen druk ons 'n punt daar in plaas van 'n komma, nou hoor ons vir 2000 jaar net preek, komma, en die Heilige Gees het saamgewerk en die preek bevestig deur die wonders en tekens vir opgevolg het. Hier bevestig hy dit in Handelinge, in Hebreërs. So gaan dit
dit aan, want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie. Hoor hierso, die toekomstige wêreld. Eintlik kan ons nou hele oggend net daaroor praat. Raai aan wie het hy die toekomstige wêreld onderwerp? Aan julle, aan my. Kan jy net oor vertel? Nie aan die engele nie, aan ons. Hy het aarde toe gekom, hierdie hele hoofstuk gaan om boeties en sissies te kry. En hy gaan vir ons die toekomstige wêreld teruggee, want weet jy, daar hoef nie 'n toekomstige wêreld te gewees het, as ons nie die eerste een gebreek het nie. Toe breek ons die eerste een. Hy maak die aarde perfek. Adam en Eva is julle wêreld, heers. Toe breek Adam en Eva dit. Toe moes die Godman kom en doodgaan aan 'n kruis om die wêreld reg te maak. En hy is nog nie reg nie. Hy het ons reg gemaak, wat hom aanneem, maar die wêreld gaan hy kom reg maak. Maar dis waarom ek sê, wat 'n bril lees jy die Bybel? Nee, meeste kerke, ongelukkig 90% van alle kerke glo, dat wanneer die einde kom, gaan liewe Jesus kom en ons gaan almal wolke toe. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Liewe Jesus gaan kom vir sy bruid. Dan gaan hy die wêreld uitsorteer vir 7 jaar. Dan gaan hy terugkom met sy bruid en dan gaan ons in die toekomstige wêreld heers. Maar as jy dit nie glo en dit verstaan nie, gaan jy nie verstaan wat hy sê nie. Hy het dit nie vir die engele gegee nie, maar vir ons om te heers. Hoe awesome is dit nie? Jy moet vanaand op jou knie gaan en sê, Here, baie dankie dat jy sy Belito kry. Dis waar my Belito grapie inkom. Ja, Ronel, jy wil nou weer Belito vat, ek check jou. Ek het Belito gekies, in die 1000 jaar verder kry ek Belito. Julle KwaZulu-Natal reeks, weet jy hoekom, is my profeties, my pa was in die polisie, 'n hele deel van sy lewe in charge van KwaZulu-Natal. Van Pangeni af, Richards Bay tot by Sodwana. Ek gaan hom net so 'n bietjie suid vat, Belito se kant. Ronel, kan wel Durban kry, maar daai plek soek ek nie. Ek het nou dag per ongeluk hier afdraai gemis as ek in hom in. Kyk, toe praat my gesin in taal hier ons my. Met my, nie met die Here nie. Ja, maar jy nie kyk nie, man. En ek daar met my sleepbaar daar deur. Ja, iemand anders kan Durban kry, ek gaan nie vat. Hoor hierso, U het hom weinig minder as die engele gemaak met heerlikheid en eer. U het hom gekroon, hom oor die werke van die hande aangestel. Dis ek en jy. Alle dinge het hy onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom, het hy niks uitgesonder wat aan hom onderwerp is nie. Maar nou, sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood, hy het ons nou gesterf, heerlikheid en eer gekroon, sodat hy, deur die genade van God, vir elkeen die dood sou smaak, vir jou en my. Want dit het hom betaam, dit het hom behaag, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is. Jesus Christus het alles gemaak, hy sê het in Johannes 1 ook. Dis nie 'n Big Bang nie. Jy het glad nie vrees vir God, as jy sê, God het nie die aarde gemaak. Jy het glad nie, dis deel van vrees vir God. Jy het glad nie vrees vir die Here, as jy nie vrees het vir sy woord. As jy sy woord minag, jy het glad nie vrees vir die Here nie. Ons kan daai enetjies om aftik langs jou naam. Dis taaf. Dis moeilikheid. As hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Toekomstige dinge, ek gaan gou vir jou dinge wys daar. Net gou 'n bietjie, en hierdie moet ek nou sê, ek hou by Otian geleen. Hy sal seker nie omgee, ek het sy prentjie gevat nie, want alles is in Engels op die internet, maar syne is in Afrikaans. Ek sal nog vir hom volgende week 'n WhatsApp stuur en vra hom, "Hoor die Tian, ek het jou goed gebruik het so." Maar is nou. So, ek en jy's in die kerkdispensasie, dis waar ons nou is. Alright? Is al 2000 jaar oud, maar die deur gaan nou toemaak op 'n stadium. Dan is daar nou pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation. So, baie ouens glo ons gaan, soos ek, glo ons gaan voor die verdrukking weg, party ouens glo in die middel, party ouens sê ons gaan deur die verdrukking. En dan is dit die 1000-jarige vrederyk. Dis nou wanneer ons gaan heers. Kan jy glo? Want na die 1000 jaar vrederyk is die nuwe hemel en aarde nou oor wat wie dan heers. Verstaan jy? So in die 1000-jarige vrederyk gaan ek en jy heers. Of nie?
Jy het dit net gemaak. Jy tel dan my stompies langs die ou stad op. Dis 'n grappie, hoor. OK. So, hoekom is daar 1000 jaar verder? Want baie ouens vra, wanneer kom hy? Was dit nou September? Nee, toe nou nie. Met wat kom hy? Nee. En die 1000 jaar vir ons, hoekom is daar 1000 jaar verder uit? Ek gaan vinnig vir jou noem, ons het nog 10 minute. Daar 7 dinge, daar is eintlik net 6, maar enige ou die Bybel goed bestudeer, weet jy met 'n 7 in enetjie ingooi. Veral as jy op die 7voudige struktuur van die Here staan. Goed. Die eerste rede, God het beloof dat Jesus sal ontvang wat hy beloof het. Eer, glorie en krag. Dus hy sal in Jerusalem op die troon sit van Dawid en hy sal die aarde heers vir 1000 jaar perfek. Net jy geweet dat Dawid gaan die burgemeester van Jerusalem wees? Ja, gaan doen jy Bybelstudie. Koning Dawid gaan in sy verheerlikte liggaam sit in Israel en hy gaan nie oor die aarde regeer nie, maar hy gaan oor Jerusalem regeer. Maar God gaan daar sit, Jesus Christus, en hy gaan heers oor die hele wêreld vir 1000 jaar. En ek gaan in Belito wees en ek gaan elke Vrydag gaan hy vir ons sê, "Haum de Shabbat." As ek daar in Jerusalem. Want ek het die verheerlikte liggaam. So dan word ek soontoe gevat. En dan Satan sal verneder en verslaan word. Hy is nog die God van die wêreld. As jy dit nie weet nie, 1 Johannes 5 vers 19. Ek en jy weet ons is uit God, maar Satan is die God van die wêreld. Maar ek en jy het autoriteit oor hierdie God van die wêreld. Maar in die boek van Openbaring, in daai 1000 jaar verder word hy vasgebind onder die aarde en na die 1000 jaar word hy losgelaat vir 'n kort tydjie en dan word hy finaal verslaan. Hy sal verneder word. Dit moet nog gebeur, dit het nie. Nou sê die ander, maar sy rug is gebreek by die kruis. Nee, ek en jy het autoriteit gekry by die kruis om sy rug te breek, maar ons doen nie. Hy breek ons rug. Dis taaf. God het ons heerskappy teruggegee. Die Godman bly binne in jou. Alright. Die aarde sal herstel word na sy vroeë glorie toe. Jy dink die aarde is nou mooi. Dis hoe hy lyk na die vloed, hoor. Hy was baie mooier. Het jy geweet, daar sal dan nie dorings en dissels wees, bossies nie? Jy sê jou tuin skoonmaak en jy hoef dit nooit weer skoon te maak nie. Jy hoef nie vir Phineas te kry om die tuin te kom skoonmaak nie, want hy sal skoon bly. Hoe lekker is dit? Dis nie goed waarna ek in die aand lê en wakker lê. Ek kan nie wag vir dit nie. Jy sê jou mielies plant en dit sal groei. Ag nee, gogga, jy hoef nie te bespuit met gif nie, niks. Kan jy glo? Die aarde moet herstel word. Die aarde roep uit. Hy sê in Romeine, sê die aarde roep uit. Wanneer gaan jy die seuns van God wakker skrik? Want jy bietjie begin, as jy een van die ouens wat vir die bome bid. Ja, ek bid. Here, dankie vir my erf. My erf is geseënd in die naam van Jesus. Hier sal goeie gras groei hierso. Hierdie goggas wat so op my bome klim, laat julle gaan jy nommer 32 doen. Jy mag dit nie doen nie. Jy mag dit nie doen nie. Jy mag dit nie doen nie. Jy moet hulle ook seën. Alright? Alhoewel die ouens by 32 as hulle tuindienste kom, blaas hulle alles oor na my toe. Nee? Maar dan seën ek maar net. My buurman het noudag sy goed gif gespuit, toe spuit hy my nuwe boompie op. Maar ek het hom vergewe. Nie heeltemal nie, maar ek het. Alright. Die aarde sal herstel word. Daar is net een skrif by elkeen. Daar's baie ander skrifte. Daar sal vrede en geregtigheid op aarde wees. Luister hier. Ons hoef nie 12 keer hof toe te gaan om 'n saak uit te sort nie. God gaan sê, reg of verkeerd. Ons sort dit sommer net uit en dis hoekom jy gaan heers. Waar jy ook al moet heers. Hy sal jou, wat jy gedoen het op aarde, aanstel. En hy sal vir jou sê, getroue diensknegt, ek stel jou oor 5 stede aan, 10 stede of. Wat het jy gedoen? Kan jy nie vertrou met een stad nie? En as die klein goedjies hoor, oom Angus sê ons altyd, hy tannie wat haar knie deurbid vir hulle kinders. Ek weet nie hoe gaan ons korone kry nie. Dit gaan gewoonlik nie die groot mond daarvoor wees nie. Kan ek dit vir jou sê? Dit
gaan oor jou verhouding met God. En as jy getrou in die minste, ek het gister so dingetjie uitgestuur, van 'n skoppie en 'n besempie. As jy getrou met die minste, kan ons op jou staat maak, kan God op jou staat maak. Dis my hand, Here, stuur my, ek sal gaan. Ek het daai 2009 gesê, Here, ek sal gaan. Stuur my, tog ek, hier kom ons nou Kongo. Nee, toe pak ek die koppies reg en ek moet sorg die ketel is vol. Gee sonnaskool vir 5 jaar, vir die standaard 5's. Lekker. Ek dog ek gaan Kongo toe, hy het my daar gestuur, ek meen, ek's 'n man. Nee, kyk hier die toilets werk. Al die dinge, sorg die blou blokkies is, nou kan ek jy ophou, my vrou weet, as ek nou pink pilletjies kom, ek blou blokkies, ek is gewoonte, is 'n gewoonte, ek moet dit doen. Weet jy net wat kerkdiens vir jou kan doen, hoor? Dit is jou vertel. Alright, daar sal nie korrupsie wees nie. Daar sal vrede wees. Dit sal kom. Awesome. Die Joodse nasie, die 5de een, sal herstel word. Almal in die wêreld haat die Jode, en weet jy wat, die kerk, 90% van die kerk in Suid-Afrika gee nie agting op die Jode nie. Sies, God sê ons moet bid vir die vrede van Jerusalem. Want jou Joodse boeties en sissies se oë is toegemaak sodat jy kan inkom. En ons moet bid vir hulle. Raai wat staan hier so, Sagaria 8:23 se profesie, dis hoekom ons nie die Ou Testament weggooi nie, wat nog in vervulling moet kom. Hoor hierdie mooi, so sê die Here van die leerskare, in die dae, in die 1000 jaar vrederyk, sal 10 man uit die tale van die nasies die slip van die Joodse man gryp en dit vashou en sê, ons wil met jou saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is. Dit het nog nie gebeur nie. Nou vloek hulle die Jode in universiteite, hulle kies eerder vir Pakistan en die moslems, en die Jode is die braaksel van die aarde. Hitler maak hulle dood by die duisende. In daai 1000 jaar vrederyk, sal ons almal met hulle wil vriende wees. Kan ek net aan jou rok, kan ek net aan jou kleed vat? Dit gaan gebeur in die 1000 jaar vrederyk. Hoe awesome is dit nie? Ek's nou jomme met hulle. Ek wil nou sal hulle my nie like nie. Nee, is ek nou jomme met hulle. Hoe lekker is dit nie? Jy kan daai enetjie maar neerskryf, dis 'n mooi profesie. Hoor hierso. Ek en jy sal heers saam met God op die aarde, daar's net 2 skrifte. Dis nou 6 redes hoekom daar 'n 1000 jaar vrederyk moet wees en sal wees. En raai wat, ons is nog steeds besig met Hebreërs 2. Dis vir jou waarskuwing, maar as jy hierdie goed nie weet nie, dan weet jy dit nie. Dan weet jy dit nie. Die laaste maar nie die minste nie, is nou waar ek lê en wakker bly in die aand. Want ek was nou baie in 'n hof, omdat ek 'n polisieman was. Nie omdat ek in die hof, ek moes die tsotsies genoeg vat. Het jy al verskonings in jou lewe gehoor? Gaan hof toe en nog beter, gaan bedien in 'n tronk. Ek het baie lang, ek en my vrou in tronke bedien. En daar is almal onskuldig. Vir een of ander rede. You know, Pastor, actually I'm not supposed to be here. The guy I was working with did corruption. Ek weet nie, is fout in ons regstelsel nie. Almal is onskuldig in die tronk. En nogal daar by Hell's Gate, die Johannesburg suid. Kyk, daar is nou 'n klomp wilde tsotsies, maar hulle is almal onskuldig. Almal is onskuldig. By die wit troon oordeel in Openbaring 20, waar die hele wêreld gaan staan, wat nie God geken het nie, gaan ek en jy, volgens 1 Korintiërs 6:3, weet jy nie dat ons engele sal oordeel nie? Het jy geweet dat ek en jy gaan daai dag, daai tyd engele oordeel? En ons praat nou nie van die goeie engele nie. Ons praat nou van die engele wat nou voor die vloed al geval het, wat nou demone is. Alright, hulle gaan ook geoordeel word saam met Satan. En die mense op die aarde wat God nie geken het nie, gaan vir so rukkie lyk my uit die hel uitkom. En dan gaan hulle voor die wit troon staan, en ek en jy, wat die bruid is, gaan saam met God sit en hulle oordeel. En daai dag gaan jy die verskonings hoor van 'n millennium. Here, het U maar verskyn? Sê maar, ek was 1000 jaar op hierdie aarde. Want het jy geweet, daai 1000 jaar op die aarde gaan daar nog mense wees wat die 7,5 jaar survive het. Hulle gaan aangaan. Hulle gaan baie oud word soos voor die vloed.
want daar gaan niks wees wat hulle doodmaak. En hulle gaan soos die sandkorrels van die see, wanneer Satan vir 'n rukkie losgemaak word, gaan hulle soos die sandkorrels van die see teen God opstaan en sy heiliges. Kan jy dit oorvertel? Nadat God vir 1000 jaar regeer het, gaan die Satan vir hulle sê, kom ons doen sonde. Come to think about it. Ek wag nog 1000 jaar om 'n buiteegtelike verhouding te hê. Ja, dis maar die goed wat ek dink die ouens gaan doen. Net gou weer ietsie snyf, of wat ook al. En hulle gaan teen God opstaan. Nou gaan God vir hulle sê, in die 1000 jaar verderryk, hoor hierso, ek het vir 1000 jaar by die mense gebly. En hulle het nog steeds sonde gedoen na die 1000 jaar. Toe ek vir hulle so kans gee, toe val hulle weer in sonde op, toe wil hulle my doodmaak. So daar gaan daai, voor die wit troon gaan daar geen verskoning wees. Selfs nie die ouens wat in die Ou Testament of in die Nuwe Testament dood is sonder God nie. Want die ouens wat ek en jy nou ken, wat ongelukkig doodgaan wat God nie ken nie, gaan by die wit troon oordeel verskonings maak. En dan gaan hy vir hulle sê, daar is geen verskoning nie. Ek is 'n regverdige God. Al het ek by jou gebly, so jy my nog steeds nie gekies het nie. Dis tragies, nee. Daar sekere mense, ons lees in Openbaring 2 en 3 van hulle, en bietjie verder aan, hulle noem hulle die aardbewoners. Hulle dink, dit is maar net van hier af. Hulle gee net niks om vir niks en vir niemand nie. Net vir hulle self. Hulle gee nie om vir God nie. Hulle wil nie Jesus hê nie, hulle wil hom nie ken nie. Tragies, daar is sulke mense ongelukkig. Anders sou almal hemel toe gegaan. En ons weet, min gaan, dis nou hoor ek. En dit is die 7 redes hoekom. En ek het 2 minute om klaar te maak. Want ek mag nou so net 40 minute preek. Ek spot so. Hebreërs 2, moenie hierdie geskenk miskyk. Ou woord verontagsaam wat jy verniet gekry het. Ek wil vandag, wat is die woord? Heilige las op jou skouers. Dat ek en jy, wat Jesus Christus in ons het 'n verantwoordelikheid. Dit is nie vir jouself nie. Jy het 'n verantwoordelikheid om ander mense aan te raak. Dit wat jy gekry het, was duur betaal voor. En ek en jy het 'n verantwoordelikheid om eerstens 'n verhouding te hê met die skrywer van hierdie boek. En tweedens, die moeite doen om die boek oop te maak. En maar is moeilik. Ja, ek weet. Is vir my ook moeilik. En ek sê ADHD oukie. 5 minute stil sit staaf. Here help my. Want u sê hierdie letters is dood, maar die gees maak dit lewendig. Laat u gees hierdie woord vir my lewendig maak. En hoe leer hy as Jesaja? Hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, reël op reël, reël op reël. Dis weer leer. En kyk of jy môreoggend of wanneer ook al 5 minute saam nog kan stil word. Kyk of jy kan. Jy sê ek het die reg gekry, ek het dan 3 minute, well done. Well done. En kyk bietjie in jou kar ry en sit bietjie 94.7 af. Praat bietjie met hom. Praat met hom. Luister eerder 'n teaching. Kan jy glo? Doen dit, maak jou vol met God se woord. 1 Johannes 5 vers 4, wat oorwin hierdie wêreld jou geloof? Hoe kry ek geloof? Romeine 10 vers 17, deur die hoor en die gehoor van die woord van God. Hoor die woord van God meer as iets anders. En jy sal God se stem hoor. Ek beloof vir jou. Skakel die goed uit, kry selfoon dissipline, JC. Ek praat met myself ook. Ek is nou nog te skok kom ek agter hoeveel tyd ek op Facebook spandeer het hierdie week. Dis advertensiewerk, jy weet. Nee, ek is ook skuldig daaraan. Ons almal moet kyk. Ons moet dissipline toepas en saam met God stap. Gaan lees gerus hierdie verder self. Volgende week is Enrico en Anja hier voor. En ek weet hulle gaan profeties bedien. Kom. Het jy geweet die profeties is deel van die 9 geskenke? Ja, God wil jou goed wys.
En ons almal het daai geskenk. Dat jy bietjie meer ontwikkel in dit as ander, maar jy dit ook. Jy het ook die geskenk van die Heilige Gees binne in jou om vir siek mense te bid. Begin sommer by jouself. Haai linker long wat nie lekker werk nie, bid vir hom. Here, dankie vir genesing. Dankie vir genesing in my longe, wat ook al. Is 'n groot geskenk wat jy nie moet verontagsaam. En jy gaan saam met hom heers. Kan jy glo, kan jy uit jou gekies? Ja, maar Jesus, ek weet nou nie. Kom oor dit. Trek jy skouers terug, tel jou ken op en kyk God in die oë en sê vir hom dankie. Ons hoef nie een minderwaardig na hom toe te gaan nie. Want as jy verder lees daar, want hy het dit gedoen sodat hy boeties kan hê. En hy skaam hom nie vir sy boeties nie. Jy moet jou nie skaam vir hom nie. Dit staan daar, lees verder. Hy skaam hom nie vir sy boeties nie. Hy het vir sy boeties en sissies kaal aan 'n kruis gehang voor sy ma. Praat van skande. Hè? Dis taaf. Amen. Mag die Heilige Gees hierdie ding land in jou hart. Gaan lees bietjie Hebreërs 1 en 2. Nou het jy God binne in jou. En loop in daai boldness. Kry 'n verhouding met hom. Maak jouself reg vir die 1000 jaar verder. Kies jou plekkie. Jy kan net nie Belito kies nie, maar ja. 10 is 'n klakkaart na voor gekies. So ek weet nie wat van julle vat nie. Ek dink Jannie en Jeline is volgeboek. Ek weet Loukie is Magalies. So ek weet nie waar toe gaan julle nie, maar dit is klaar gevat. Alright. Good. Kan ek vir ons bid? Lekker. Dit is lekker saam met julle, hoor. Het raak nou warm in hierdie geboukie. Dink ons aircon is nie aan nie. Vader, ek loof en prys U naam. Dankie vir vanoggend. Dankie dat U woord vir ons oopbreek. Dankie dat U die woord is. U is die woord van God. Heilige Gees, baie dankie dat U in ons woon. En waar U beloof het, en U het gesê, U kan nie teruggaan op die woord nie. As ons U woord bewaar, sal die Vader en die Seun binne in ons woon. Here, mag ons altyd dit onthou. Mag ons dit nie verontagsaam nie, mag ons dit nie miskyk nie, mag ons dit nie mislees nie, mag ons dit nie mishoor nie. Vader, ek eer U naam. Dankie dat U vir ons aan die kruis gesterf het. Heilige Gees, breek vir ons die woord oop soos nog nooit nie. Here, maak ons lief vir U woord. Help ons U woord verstaan. Here, stuur die regte ouens op YouTube op ons pad vir ons kan luister. Wat ons kan leer. Ek eer U naam vanmôre. Ek wil sommer vanmôre bid vir genesing. Waar genesing nodig is, Heilige Gees, U is hier. Dankie vir genesing in ons liggame en enigiets wat ons liggame wil aanval. Ek sê vir jou, die Here bestraf jou, ons bind jou werke, gaan weg. In Jesus naam. In Jesus naam. Genesing oor organe, genesing oor oë, ore, velsiektes, enigiets. In ons bene, in ons spiere. Heilige Gees, dankie dat U genesing bring in die naam van Jesus, en dat ons Jesus se naam verheerlik deur elke genesing wat plaasvind. Ons wil Jesus dankie sê vir die woord, want hy is die woord. Amen, amen en amen. Julle moet 'n lieflike dag hê. Jammer ek het nou net halfpad gekom met my preek, maar julle chip so baie in. Ek kan nog net by niks uitkom nie. Maar julle moet 'n lieflike dag hê en onthou Woensdag aand is Braatie, so kom nou maar agter die skerms. Tinus gaan vir ons weer bring die tussenperiodes, ek weet nie wat is die mooi Afrikaans, maar hy raak nou so oulik by Afrikaans, die tussen iets. Pauses. Dis pause. Dis tussen pause. Die need to knows, die interludes. Kom ons geniet dit. Hy het 'n mooi video gewys op Woensdag aand, sê gemis het gemis, né? Maar ek hoor hierdie Woensdag gaan nog beter wees. Volgende week Dinsdag nie, hierdie Dinsdag nie, Dinsdag gaan na, is die gebedsaand by ons kerk, kom join ons, want ons saam met al die ander pastore van die dorp, bid vir die dorp,
en al daai goed, kom join ons. En daai aand, ek dink Barend het 'n team wat hy gaan bring, ek kan nie wag nie. Hulle gaan vir ons die worship doen. Dit gaan lekker wees. Kom join ons. Lekker julle laaste maand voor die Kersfees is. Geniet dit. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In Him we will never, never thirst again.